for sinners. Dis die sinners. Ek en jy, nog jy kan, ja. Die klas. Nee. Rescue for sinners. Ransom from heaven. Wat is 'n ransom? Wat is 'n ransom? Wie wil my kan sê wat is 'n ransom? As ek 'n gevangene is, daar's 'n bedrag wat betaal moet word om my vry te koop. Dis 'n ransom. Jesus het gekom en 'n prys betaal wat ek en jy nie kon betaal nie. Maak nie saak wat ek doen, ek en jy kan my prys nie betaal vir my. Daar's nie niks wat ek kan gee as losprys vir my siel nie. Niks wat ek kan doen wat my sal vrykoop van die sonde en die straf wat vir my voor lê. Net Christus alleen. Net Christus alleen. Ek is so opgewonde om hier te wees vanoggend. Ek is so dankbaar om te hoor hoe goed dit met die Here gegaan het gister. Ons weet dat die Here is besig met 'n wonderlike werk. Ons weet hy is besig met 'n werk in ons midde, in ons gemeente, in ons gemeenskap, by ons werk en wereldwerk. Ons wil onsself as bruikbare instrument in sy hand in plaas, sodat hy ons kan gebruik, nee, sodat hy ons kan gebruik. Ons is opgewonde raak weer om ons eerste liefde onthou. Ons eerste liefde. Hy het ons eerste lief gehad, jou en my. Ek het vanoggend gekom met die doel om by die baadjie aan, so dan gaan we na die ek het vir warm moet. Dan nog net so 'n bietjie meer as 'n week, dan waai die hare. So ek is nogal opgewonde daaroor. Nou, ek baie keer wanneer ek praat ek voel ek 'n one-track mind het. Nee, ek dink aan die heerlikheid wat vir ons wag eendag as die Here kom en hy kom haal ons. Dit wat vir ons wag, né? En my oupa het al gesê, jy must be so heavily minded that you know earthly good ons. Ek het sê, ons het so earthly minded geworden, dat ons nou heavily good is, né? Ons Engelse mense sit nou so die Dominique gaan nie vandag so dis. Sommer het ons so Shane, Pastor Shane, please. You will get go with Pastor Shane. Anybody who doesn't understand Afrikaans, Pastor Shane is CEO. Translate van baie dankie Pastor Shane, is wat die hele baie. Nou, ek dink, en ek kyk vooruit, en ek is opgewonde om dit te sien. Ek is opgewonde om te weet wat die Here ons voor in die koninkryk van God. Hy praat van die koninkryk van God. Soveel keer in die woord van die Here word daar vir ons praat. En amper 'n lyn deur die Bybel gaan oor die koninkryk van God. Dit waarvoor ons hier is, en dit wat vir ons wag, kingdom of God. En ons is so geneig om te dink dat dit is daar, dit mag as ek die tydlik oor die ewigheid verhuil, is dit wat vir my beskore is. Ja, dit is, daar gaan ons saam met hom in die ewigheid wees, en ons gaan saam met hom regeer. En ons gaan geoordeel word, nie vergeet nie, ons gaan geoordeel en beoordeel word vir dit wat ons gedoen het, terwyl ons uit genade uit gered het, is ek en jy gered, dankbaar vir die volkome prys wat die Here Jesus vir ons betaal het aan die kruis. So mooi gesinde, die prys wat ek nie kon betaal vir myself, en hy kon betaal. En ek kyk uit aan die koninkryk, want die Here Jesus begin sy bediening, hy vat oor by Johannes aan, want Johannes het gekom, en hy het verkondig, hy het gesê, bekeer julle, en die koninkryk van die Here is op hand. En die Here Jesus kom, hy sê vir ons in Mattheus 4 vers 17 sê vir ons, van toe het Jesus begin preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Het naby gekom. As iets naby is, as iets naby jou is, persoon wat voor jou is, jy kan uitreik in jou raak, Hierdie stoel hier agter my, hierdie stoel, is naby my. Is naby my. Wat bepaal hoe naby ek aan die stoel is vandag? Wat bepaal wat hy stoel vir my gaan doen? Ek bepaal. Ek kan hier staan en kyk vir die stoel en ek kan sê dis 'n mooi stoel daar. En dit sal seker lekker wees om daai stoel te sit. En ek is seker as ek naby kom sal ek nog meer van die stoel hou. Dit lyk so pragtig al die dinge wat so op die stoel en die manier wat dit gemaak is. Die koninkryk van God het naby gekom. Hy noem dit die koninkryk van God. En hy sê vir ons ook die koninkryk van die hemel, En hier sê die koninkryk van, en Markus 1 vers 14 tot 15 sê hy, nadat Johannes oorgelewer was, so Johannes is in die tronk gegooi, nadat hy Jesus gedoop het, en hy sê, nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom,
en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. My werk en jou werk is om die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Wat beteken om te verkondig? Om mooi lewe te lei en mense te laat sien, hoe, dat is een goeie manier. Verkondig, dit is wat uit te skree, wat uit te praat, te vertel, mense te vertel daarvan. Hy sê, die tyd, ek het hier geskryf, hy sê, die tyd is vervul, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle, en glo in die evangelie. Ons boodskap aan die wêreld buite, en ons boodskap aan mekaar moet wees, bekeer jou, wat beteken om te bekeer, is om weg te draai. Hy sê vir my mense in die tyd, dit wat julle doen, jy kan nie dit meer doen nie, beweeg weg daarvan, draai weg, my afstand van die stoel af, my verhouding in die koninkryk van God is, van my afhanklik. Ek kan nader staan, nou kan ek in die stoel vat as ek nader is. Is dit naby genoeg vir my? Nee. Wat het ek nodig om te doen? Ek het nodig om in die koninkryk in te beweeg, en in die stoel te gaan sit, hierdie stoel myne te maak, my hoop, my volle vertroue in die stoel te sit, my van my gewig dra, my volle hoop in die evangelie van God in te sit, en die koninkryk van God, dit wat ek vir jou mee beloof het, sodat ek nou, hier, waar ons onsself bevind, nou vandag in die koninkryk van God in kan beweeg. Sodat ek kan betrokke wees daarin, sodat die hoop waaraan is, en die vervulling waaraan is, in my lewe kan ondervind. Ek wil het ondervind elke moment van elke dag. Ek wil God se teenwoordigheid in my lewe vir elke oomblik elke dag. Ons hardloop so rond agter, dit vir die wêreld vir ons kan gee. Want die woord van die Here sê, maak my koninkryk by jou begeer die eerste. Maak dit die eerste. Ek gaan my skrif nie te nou vir ons lees. Maak dit die eerste. Ons moet opgewonde raak oor die koninkryk wat ons volle vertroue kan sit. Ons hoop in kan sit. En die weet dat man maak nie saak wat in my lewe aangaan nie. Maak nie saak hoe hard die lewe my druk nie. Daar is 'n God en hy is 'n beheerder vandag. En hy wil jou beheer dra. En hy wil nie dat wanneer jy terugkyk, jy sien dat in my eie krag kon ek dit nie doen nie, maar omdat ek naby God is en my hoop is in God, kan ek terugkyk en sien die Here my neergedraai het, sy die volk neergedraai. Die volk het op baie van my weg, ons baie beweeg self baie van my weg, maar ons weet dat ons hoop, ons krag is nie ons eie nie. Ons hoop is nie ons self nie, en my krag en my goeie morele standaarde, dit is nie waar dit gaan nie. Ons hoop en ons krag is om die koninkryk van die Here in te beweeg, nou hier, toe ons die band begin het, ons die band, die called forward, ons gesin, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost, en dat onthou life, baie van julle ons nie gedink, ons mooi boek vast nie. Dit het ons gesin, en al die tyd, ek het dit een dag, en nooit besef dat dit is vir jou nie nou beskore. Jy kan naby my beweeg, jy kan in my koninkryk beweeg, jy kan gerechtigheid, wat is gerecht, wat is righteousness? Dis die Engelse sê, it's right standing with God. Daar waar jy sit vandag, kan jy in 'n gerechtigheid wees, jy kan in 'n verhouding loop, in 'n right standing, met God en jou, dis jou en God, in 'n verhouding waar God gelukkig is met jou. Weet dit wat jy doen, hoe doen ons dit? Ons jaag heilig maak in naam, dit wat ek doen, is ek nie gelukkig nie om dit inhou te doen. Ek moet opbouw te doen, dit wat die Here sê om te doen, en ek moet doen dit wat die Here sê om te doen. Doen dit wat die Here vir jou vandag sê om te doen, moenie wag nie. Die Here het vir ons allemaal werk gegee om te doen. Elkeen van ons het 'n taak om te verrig, hier in die gemeente, maar ook daar buite. Dit is nie vir die pastoor om te gaan verkondig, dit is vir elkeen van ons. Oral waar ons onsself bevind, het ons nodig om die teenwoordigheid van God te wees, om te vra, Here, wanneer ek opstaan in die oggend, stuur mense my pad langs, Here, dat ek vir hulle 'n voorbeeld van die liefde kan wees, dat ek hulle kan vertel, en kan verkondig die hoop wat in my is, omdat ek in die koninkryk leef, omdat ek in die koninkryk my hoop het, en omdat ek die koninkryk ervaar. Wat is die teenoorgestelde van peace? Wat is die teenoorgestelde van vrede? Ek moet vir jou vrede gee.
En hy wil ons blydskap gee, nie in die Heilige Gees, nie blydskap, joy. Maar ons loop so in die lewe druk. En ons hoor nou hulle weer dit 2% opstoot. Ons hoor daai wil hulle dit nou soveel meer maak. En ons raak so angstig en mense skuld so baie geld. Jy voel so, daar's nie vir jou 'n ligpuntjie nie. Terwyl die Here vir jou saam met jou in 'n verhoudingsloop beweeg. Ek het baie keer al gesê, die woord gaan nie oor 'n volk wat met hom 'n verhouding wil hê, maar oor God wat met ons, jou en my, in 'n verhouding wil beweeg. Hy wil ons, die koninkryk wil hê met jou volle gewig, jou volle vertroue, jou volle hoop. In dit insit sodat jy hom kan ervaar elke oomblik, elke dag. Elke oomblik, elke dag. Na die Johannes kom in die gevangenis en sê vir ons, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Hoe naby word dit my en jou bepaal? Word dit my en jou bepaal? Ons kan op 'n afstand staan en kyk en sien hoe dat ander mense die koninkryk in beweeg en die koninkryk ervaar. Ek praat baie van die see, wat ons aan die see kom. Ons sien daar van die hoogte af die see daarvoor en sê vir dit is daar is die see. Ok, nou het jy die see gesien, kom ons gaan terug huis toe. Nee, ons wil daar in die see gaan ingaan. Ons wil in die see gaan in die golwe inspeel. Nie allemaal in die Kaapse see is koud, die mense is bang daar. Ek kan nie daai kry nie. Ek wil nie daar wees, ek wil dit ervaar, ek wil dit kyk, ek wil die soutwater op my mond, nie lekker nie maar. Dan weet jy, ek was by die see. Wanneer weet jy, ek was by die see? As jy by die strand kom en jy skit al die sand so uit jou onderbroek uit. Nee, dan was jy in die see gewees, dit moet jou omvou, heeltemal omvou. God wil jou vanoggend omvou met sy liefde. God wil jou vanoggend opgewonde maak. God wil in 'n verhoudingsloop met ons elkeen doen. God wil hê dat jy blydskap ervaar, selfs al druk die lewe hoe hard, en sy vrede ervaar, omdat hy, ek sê dit baie in Here is. Wie is in die Here? Ek is nie in die Here. Wie is in die Here? God is in die Here. Die tyd sê hy naby gekom. Die tyd is naby. Die tyd is elke dag vir ons al nader en nader. Ons kyk, wat is die koninkrykservaring wat ons wil sien? Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Dit sê in Romeine 14 vers 17 gaan vir ons lees. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. Geregtigheid, vrede en blydskap. Geregtigheid, right standing with God, waar voor God kan gaan staan en sê, nie die genade, nie die genade. Die hoop wat in my is, en die feit dat ek besig is om my beste te doen om 'n heilig maak na die jaar, en 'n verhouding met God te beweeg, deur sy woord te lees, deur op my eie tyd te spandeer saam met hom, in 'n gesprek met hom, deur om geleerde geleid te word. Ek het nou gesit en dit en om grappie te maak omtrent Michelle se val teen my klip. As jy baie keer ons gaan ons skop teen dieselfde klip, bly stap ek ook, jy stap nooit weer op teen daai klip. Want daai klip het groot skade gemaak. Ons kan nie aangaan soos ons aangaan, as ons sê ons is bekeer nie. As jy vandag sê jy is bekeer en jy net van die dag wat jy gesê jy is bekeer en jy moet dieselfde loop, met dieselfde mense, jy doen dieselfde dinge, met dieselfde mense, en jy het nie 'n verskil gemaak in hulle lewens nie. Kan ons regtig sê ons is bekeer? Kan ek regtig sê dat die Here in my lewe ingegryp het? Dit wat ek gedoen het, doen ek nie meer nie. As ek dit nog steeds doen. Ons kan nie. Die ou leeuw wat vinnig ongekrap geraak het, nodig om te chill. Hoekom? God is in die Here. Ek kan nie alles verloor, my kop verloor en die kwaad raak as dit nie by hier gaan wat ek verlede moet gaan nie. Ek kan nie, ek mag nie. Hoekom nie? God is in die Here. God is in die Here. Wat is dit? Koninkryksbeginsels. My loop met hom, bepaal my gesindheid teen die wêreld daar buite. Matteus 5 en tot by Matteus 7 is die bergpredikasie. Ons ken die bergpredikasie waar Here Jesus vir ons al daai pragtige dinge sê, do's and don'ts aan brengen. Do's and don'ts. Hy praat van sagmoedigheid. Hy sê ons moet honger en dors na geregtigheid. Hy sê ons moet die vredemakers wees. Die vredemakers, hoe baie sê ons, jy sê, gaan maar nooit weer praat. Ek sal nooit in my lewe, weet wat het hy my gedoen? Dis nie 'n vredemaker. Ons is kwaadsprekers. Hy sê, jy is die sout van die aarde. Jy is die sout van die aarde. Hy sê vir ons, of moet die ander mense goedgesind wees.
Goed gesit, verder in 'n ander hoofstuk sê vir ons dat ons moet, as dit van my afhang, in vrede lewe met almal om my. Het julle dit al gehoor? In vrede met almal om ons. Ons is kwaad vir die, ons is kwaad vir daai. Wat is dit? Is die vrede nie? Hy sê ons moet net ons liefdadigheid voor mense verkondig word. Nie net dit sien nie, want dat jy alreeds jou doel ontvang nie. Hy sê ook vir ons moet onsself kommer oor dit wat jy gaan eet, en dit wat jy gaan drink, en nie oor spys en drank nie. Hy sê ons moet daaroor bekommerd wees. Hoekom? Hy sê voorsien al wat ons nou gesin het. Ons bekommerd ons so oor ons fisiese welstand, ons finansiële welstand. Ons is so bekommerd dat ons nie gaan deel maak, nee. Lukas 4 vers 18 tot 19. Lukas 4 vers 18 en 19 sê vir ons, Jesus sê, die Gees van Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan wie te verkondig, die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Om die gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes herstel van gesig. Om die wat betrokke is, wat gebroken is in vryheid weg te stuur, die aangenome jaar van die Here aan te kondig. As ons kyk na die evangelie aan die armes, ons wil so by mense uitkom wat ons dink, hulle gaan lekker kan dienst betaal, hulle gaan lekker kan, ons het dit nodig in die kerk, hulle gaan betaal, ons het salaris moet betaal, ons nodig om. En wanneer ons uitgaan en ons bring mense in wat in nood is, dan is ons nog meer druk die kerk. Nee, hy het nie gekom om aan die rykes te verkondig nie. Hy het gekom, hy sê, omdat hy nie armes te verkondig. Verder sê vir ons, iemand verbryseld van hart is. Waarom sê ek verbryseld van hart? As ek 'n geliefde verloor het, maar ook wanneer ek in sonde myself bevind. Hy het gekom om sondaars vry te maak. Hy sê gevangenes vrylating, om gevangenes vrylating te bring. Maar as ons gevangenes van ons sonde is en ons kan nie ons sondes afsterwe nie, dan is ek is 'n gevangene en ek kan nie in die verhoudingsloop met God in beweeg wat ek in wil beweeg nie, want ek gaan na hom toe en dan voel ek skuldig en ek doen. Terwyl hy sê, ek het gekom sodat jy kan vry wees van hierdie gevangenskap en dat jy kan afsterwe en dat jy met 'n gelukkige gesindheid en met die woordigheid kan inbeweeg. Dis wat jy wil doen. Hy wil saam met ons in 'n verhoudingsloop waar ek en jy en ek en hy op 'n plek is waar ek met vrymoedigheid en sy teenwoordigheid kan gaan. Wetende dat ek sy genade ontvang, wetende dat wanneer ek sondig ek na hom toe kan gaan en ek kan my voorspraak maak en ek kan vergewe word, dat ek is vergewe. Maar dan ook wetende dat ek is besig om te probeer en die dinge wat my so vashou af te sterwe. Elke dag. Ook blindes, om blindes gesig te gee. Ja, ons kyk na genesing, ons bid vir genesing met baie mense. Want die laaste paar weke het ons verskriklik baie mense gehad wat baie siek was en nog steeds siek is, nee. Maar ook wanneer is ek blind? Wanneer ek blind is vir my sondes. Wanneer ek blind is en ek sien nie eens my eie sonde nie, wanneer ek gemaklik is in my sonde. Nie daar baie dinge wat ons doen wat ons weet nie reg is nie. Maar ons sê, sy genade is my genoeg. En ek probeer nie eers om op te hou dit te doen nie, want sy genade is my genoeg. Nee, dit kan nie wees nie. Dit mag nie wees nie. Jy mag nie aan bekering beteken wegbeweeg van daai dinge af. En met die krag wat God in ons gesit het, sy gees binne ons, kan ons hierdie dinge afsterwe. En kan ons in 'n verhoudingsloop en leerloop waar ons beste doen om nie te sondig nie. Absoluut, ons kan. En dit is wat die Here van ons wil hê. Matteus 6 vers 33 sê, ons soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge wat ons, die wêreld vir ons nodig het, sal jou bewees. Dit sal vir julle bygevoeg word. Dit sal vir julle bygevoeg. Nie wat ons begeer, ons hart begeer, die stoel jy sê, nie wat soek ek recht af, en ek wil weer bouwbaar heen. My hart is so sê, ek dacht, ek wil so graag word. Dink jy, is dit hele belangrijk dat ek 'n motorfiets het? Nee, dis nie onbelangrijk dat ek 'n motorfiets het nie. Is dit heel belangrijk dat ek het dit wat hy vir my gee, wat ek moet gebruik tot sy een, sy verheerliking. Die nie die motorfiets,
Bikerskerk begin, en dit gaan baie goed, en hy sê nie my Bikerskerk begin het, as die nie motorfiets gery het nie. Glo nie weet, wat wil die Here vir my motorfiets gee? En as hy vir my gaan gee, moet hy gaan my baie cheap moet gee. Maar, wat jy nodig het, gaan die Here vir jou gee. Wanneer ons eers sy koninkryk soek. Dit wat hy vir ons wil gee. Sê, hoe soek ons dit? Ons het nou geweet. Dit hang van jou af, beweeg in. Kom nader. Kyk dit en raak lief vir dit. Raak lief vir dit. Raak lief vir tyd op jou knie spandeer. Raak lief daarvoor om die Here te praat. Raak lief daarvoor om jou medemens meer daag as jouself, om jou uit te gaan, met jou pad uit te gaan, om mense se lewens bietjie beter te maak. Hoekom? Want dan weet hulle dat hierdie se kind van God. En ek soek dit wat hierdie persoon soek. En praat, vertel. Vertel hulle wat Jesus vir jou gedoen het. Ons het almal hierso. Nie een van ons wat jy kan sê, die Here was vir my so goed, hy het my deurgedra. Ek was so siek. En die staan ek vandag. Die het my deurgedra. Ek het daar 'n gat in my golle gesit. Ek gedink, Leon, jy's planke toe vandag. En die Here het my deurgedra. Hier staan ek. Spekvet en gesond. Vandag, hoekom? Want die Here het my deurgedra. Hier is soveel dinge. Soveel dinge. Ek kyk na ons familie. Ek kyk na my pa. Ek kyk na my tannie Loekie. En ons het dag hulle weer deur op is waar ons die voorgestelde gesing het met my tannie Linda, met tannie Jean, met tannie Joy, en het was baie so mooi gewees. Weet jy wat? Daar was pragtig gewees. Weet jy wat? Daar waar hulle nou is, hierdie kan nie eers daarmee vergelyk word nie. Kan nie meer dit vergelyk word, die maak nie saak hoeveel plesier ek daar uitput om daarna te kyk nie. Hulle, wat hulle nou ondervind, kan nie met dit vergelyk word nie. Ons kyk uit met hoop, maar ons kan nou nader in die koninkryk beweeg, jy kan na raak, jy kan na inbeweeg, jy kan dit wat die koninkryk vir ons bedoel is om te wees, ons kan dit nou ervaar. Dit is my gebed vir ons, dat elkeen van ons 'n hartsbegeerte gaan wees om nou en nader en dieper in die Here te beweeg. Saam met hom. Ons eerste prioriteit, soek eers. Maar soek eers. Maar soek eers. Ek staan hier oggend op, val in die bed uit, ek kry daar nie meer badkamer toe nie, die pyn nie so baie nie, skouers nie beter, gaan badkamer toe, ek gaan hierdie dag en dan vanaand dalk sal ek die Bybel vat. Nee. Eerste, soek eers die koninkryk en sien. Hy sê op ander dit sê, toets my en sien. Markus 10. Ons sien hierdie gedeelte in Markus 10 waar Jakobus en Johannes kom en hulle vra die Here Jesus, wanneer die koninkryk kom, sal jy oor asseblief wat gaan ons presies? Kan ons langs die teen op die kant en in daai kant. My posisie, wat gaan my posisie wees? Die Here Jesus maak dit vir hulle attent op die feit dat dis nie eens waar te gaan nie. Julle sê die potmis, as dit is wat julle gedink en dit gaan wees, maak julle 'n groot fout. Hy sê vir ons in vers 42, dit is nie die wêreld dink. Dan het gedink soos die wêreld dink. Hulle het gedink, hierdie gaan soos 'n koninkryk wees, amper soos 'n besigheid. Dis nie 'n besigheid nie. Verhouding met God is nie 'n besigheid nie. Hy sê in vers 42, maar Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle almal gesê, julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies oor hulle heers. Né? Owerstes heers oor die wat onder hulle is. En dis wat die wêreld doen. En dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Die groot manne, die ouens wat oor hulle heers. Hy sê, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Waar nie wees nie? Onder ons. Dit kan nie 'n besigheid wees nie. Ons kan nie hierdie hart ons besigheid nie. Ons kan nie nou in charge wees nie. Ons almal dien dieselfde God. Amen. Almal dien dieselfde God. Hy sê, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Moet julle dienaar wees. Wat se posisie wil jy inneem? Waar wil jy sit? Waar wil jy staan? Waar wil jy wees in die koninkryk van die Here? Here Jesus sê vir ons, elkeen moet 'n dienaar wees. 'n dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se diensknegt wees. Dit is die eerste vereiste.
luister, dien. Nie bid dien, nie open, soos een waiter, nee, dien. As daar iewers is, wat jy iets kan doen vir iemand, dan doen dit, dan dien jy. As iets in die gemeenskap jy kan doen, en jy kan dit doen, dan doen jy dit, jy dien. Almal se diensknegt wees. In vers 45 sê, want die seun van die mens, hy self. En as die seun van die mens, hy sê, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hy het nie gekom om gedien te word nie, hy het gekom om te dien. Wat as jy Jesus hy die woord verkondig, hy het gepraat oor die evangelie van God, hy het gedien, hy het voete gewas, hy het brood gebreek saam aan tafel, hy het daai dinge gedoen self, nie gesit en gewag om sy voete gewas te kry nie, nie gesit en gewag om bedien te word nie, hy het gedien, hy het verkondig, hy het wonderwerke, hy was nie Christus die wonderwerke gedoen het en dan die woord verkondig, hy het woord verkondig, hy het evangelie verkondig van die koninkryk van God, en hy het ook wonders en tekens. Want eerst het hy verkondig, wat is my werk en jou werk? Om voorbestaande mense te bid en dat hulle omval en genees word en meer, so die evangelie te verkondig, die evangelie van die koninkryk van God, dis wat ons voor is, dis wat ons al by toe doen, hy sê vir ons verder, ek gaan dit van vooraf lees, maar die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Ons het nou nog gesing, nee, en het gesê, ons het, toe ons nie self die losprys kon betaal nie, het hy gekom, en hy het het vir jou en my betaal. Blaai vir my saam na Romeine 8, vers 28. Hy sê vir ons, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles, vir hulle die God, weet jy hom lief volgend, het jy hom lief volgend, het jy hom waarlik lief volgend, moet jy nie bekommerd, hy sê, alles, hoor mooi, alles, en ons weet dat van hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Jy weet nie wat jy sê nie, jy weet nie wanneer ek gaan nie, weet nie hoe moeilik het is nie, weet nie om die situasie wat ek my bevind nie, alles. Maak nie saak waar jy deur gaan vandag nie. Hy wil dit alles laat ten goede meewerk. Hy sê vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons verstaan nie baie keer die leiding wat ons deurgaan nie. Ons verstaan nie baie keer die situasies wat ons onsself bevind nie. Maak nie saak nie, baie keer is ons situasies van ons eie maaksels. Ons maak dom besluit en ons sit onsself in 'n finansiële krisis en dan hoop ons dat die Here gaan ons baie sê, selfs dan is ek in beheer. Vertrou my, want ek sê vir jou alles. Dit wat jy vandag deurgaan, as jy 'n siekte toestand het, selfs dit wil hy, as jy hom toelaat. Alles, gee dit vir hom volgend, vertrou hom dan, want hy sê, as jy hom liefheid volgend, sal alles ten goede meewerk, vir hulle wat geroep is, na sy voorneme, nee. En dan sê ek ons op vers 38, en ek gaan het klaarmaak, vers 38 sê, 38-39 sê, want ek is verseker, Paulus sê, en Paulus is ou wat baie deurgemaak het, baie dinge deurgemaak het, want ek nie eens kan dink of droom nie, want ons nie eens kan verder nie, ons kan nie eens besef dit wat hy als deurgemaak nie, maar hy sê, want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is. Daar's niks, maar niks wat jy kan skei van sy liefde vandag nie. Liefde vir hom beweeg nader in die koninkryk, dis naby, dit het naby gekom. Soek dit, smag daarna, beweeg daarin, moet jy op afstand staan en kyk en dink eendag sal ek in die koninkryk beweeg nie. Ons is nou vir ons beskoor, ons kan daar aanbeweeg, ons kan my vrede,
Uit blydskap kan ons in geregtigheid van hom ervaar. Ja, heilig maak, probeer die wat jy doen, afsterwe. En as jy nie kan nie, al probeer jy waar jy voor jy sukkel en jy, daar is 'n God in die hemel. En ons kan hom toe gaan en hy vergewe ons. En dan probeer jy weer. En dan hou jy aan probeer. Tot eendag jy besef maar, dit wat ek gedoen het, dit doen ek nie meer nie. Daai ou leeu wie ek was. Ek weet julle kom my geken het, niemand weet wie ek was op 'n straat in my lewe nie. Niemand nie, van my vriende ken dat ek deurgemaak het en wat ek gedoen het. En ek raak aande wakker en ek is vrygespreek en ek is dankbaar vir die Here se genade en ek is dankbaar vir sy liefde. Maar ek word aande wakker dan ek en hy oor dit wat ek gedoen het. Die Here sê vir jou, bring alles na my toe. Bring alles na my toe. Hy is in staat vanoggend om jou sondes sê van die ooste na die weste. En hy sê, hy bring dit nooit weer in herinnering in nie. En hy laat jou toe vandag om in die koninkryk in te beweeg. Sy geregtigheid te ervaar. As ek 'n baas by die werk het, en hy kom en hy sê, harde ou, jy voel nooit daar sy, hy is nie so nie. Hy is nie so nie, want ek met my baas 'n goeie verhouding het, want ek kan gaan met enige iets. Ons kan praat met enige iets, dit is nie net werk nie. Ons kan in 'n verhouding in wees waar hy kan my iets vertel, ek kan hom iets vertel, waar die vrymoedigheid op sy kant ook te gaan en sê, jy sê, ek het ongelukkig hierdie probleem, ek het 'n baas gehad wat my gesê het, gaan net, almal wat in sy kantore gekom het, hy het gesê, ek verstaan, ek is ook op daai posisie gewees. Gaan sorteer dit uit, dan kom jy terug. Dan het julle gesê van my, een baas wat, was 'n vreeslike, hy het my pa nie oor die weg gekom nie, hy het my baas voor hom promote, en het een paar niks van hom gehou nie. Toe ek hoor inval, toe dink ek wil alles op my uithaal. En ek het een oggend klaar as 'n babie sit, ek baie oor nag gehad. Sy het my wakker gehou die hele aand. En my vrou gaan slaap het. En ek het die oggend verslaap, en die werk ingegaan, en ek sien toe ek opkom, en sy begin ons vraag doen. En ons grootbaas kom. In die kantoor instap toe, lei die telefoon, die sekretaris sê vir my die hond, die dienste soek jou. Stap oor, ek weet waar dit gaan. Toe ek in sy kantoor instap en ja, nou is daar so my, hy sê daar, hy is nou vir soep, hy is so blij dat hy nou kon rapporteer dat het laat is en ek sê die dienste, ek is so sorry, ek sê hy, maar by die kip nie, hoe ek daar hom, ek het miskien, om weer die sorry aan te stel. Hy sê, nou, don't worry. Hy sê, maak sê jy jou spanning gaan uit, laat hulle laat ding gaan doen, maar ga jy huis toe, gaan slaap jy. Dan kom jy later vanmiddag terug net voor die spanning terugkom. Dis 'n baas wat jy mee kan saamwerk. Dis 'n ou wie jy kan jou vertroue insit. Die ander dag is op my stoel, en hy het nie weet wat op te vat om hom te los nie. Ek was vergewe. Hy was daar. Alles wat jy gedoen het, alles wat ek gedoen het, Jesus het nie net my sonde omgeneem, hy het geen sonde gehad nie. Hy het al ons, net as jy kyk in hierdie gebou, ons is nie baie vandag. As jy kyk in die gebouw, ons sondes wat ons door ons lewe gedoen het, dit het hy omgeneem. Hy het die prys betaal vir jou en my. Sodat ons kan in vrymoedigheid en in geregtigheid en right standing met hom in 'n verhouding kan beweeg. Besef dit volgende. Besef dit volgende. Daar is niks, die woord sê vir ons, wat ons kan skei van sy liefde. En vertrou, hy is in die absoluut. Volgende is hy in beheer. En vir hy vroeg toe kom. Die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en blydskap. Hy gaan met sy liefde, vergifnis en dan ons diensbaarheid. Raak diensbaar. Het is goed as ons diensbaar in ons huis is, ons bid vir die familie, ons lees aan die familie Bybel, dis belangrik. Dis belangrik dat ons saam met kinders bid, en saam met kinders koortjies sing. Maar het is belangrik dat ons diensbaar word in die gemeente en in die gemeenskap om jou baie bevind diensbaar. Die koninkryk is naby. Soek dit vandag. Jaag dit na. Gaan daarin en ontvang al die voordele wat daarin sit, maar ook al die verantwoordelikhede wat daarin is in die gepaard gaan vandag nie. Die verantwoordelikhede wat ons nodig het om ook dan te
te doen van ons kant af. Amen. Baie dankie. Ons sal 'n koortjie saam sing.